Goeiemôre, broers en susters. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons wil besonder welkom sê aan familie en vriende en besoekers. Dit is so groot voorreg om as gelowiges hier saam te kom en die Here se woord aan te hoor en saam te sing en tot eer en lof van sy naam hier bymekaar te kom. Voordat ons begin het 'n paar afkondigings. Die kollektes vandag gaan vir die diakonale kas en die kinderhuise en die kollekte vind nie gedurende die erediens plaas nie, dit vind na die erediens ook plaas. En dan wil ons graag die fokus plaas dat 'n slegte ding hierdie week gebeur in Lukulu in Zambië. Julle kan in die blaadjie daarvan lees, maar ons gemeente is baie betrokke by die Harvesters Ministry se bediening en opleiding van pastore in Afrika, en daar's ons in Lukulu 'n stad of 'n klein 'n village wat aangeval is, waar onder andere een van die pastore is wat opleiding ontvang het, en daar 7 mense dood in hierdie aanval en beeste gesteel. Gelukkig kon ons uitvind dat die beeste weer teruggekry is, maar hulle het baie skade gelei, en daarom het die diakonie dit goed gedink om uit ondersteuning uit net 'n Lukulu noodfonds op te stel. Die besonderhede is in die blaadjie vir betalings indien julle dit op julle harte voel om dalk bystand te bied op hierdie manier. Maar ek dink gebed is ook net so belangrik dat ons saam kan bid, nie net vir hierdie spesifieke mense nie, ons moet in besonder vir hulle ook saam bid, maar vir al die vervolgde gelowiges reg oor die wêreld. Daar's soveel waarvan ons nie weet nie, wat nie die nuusberigte haal nie. Laat ons saam in gebed kan verenig en dink aan ons broers en susters in die geloof ook, waar hulle werklik moet ly en seer kry vir hulle geloof. Dan onder lief en leed dink ons aan Mariet Oukamp, sy steeds in Panorama Medikliniek se ICU, waar haar 'n pen en 'n plaat uit haar heup verwyder is, en ons bid dat sy herstel sal ontvang en dat die Here ook met haar sal wees en haar sal bystaan in hierdie tyd. Ons dink aan Andries Kutse en Judith Kutse wat albei deur 'n moeilike tyd gaan. Andries is in die hospitaal opgeneem vir behandeling en Judith ondervind komplikasies met haar knievervanging, en ons weet hulle wil baie graag hier by ons in die kerk wees, en ons bid vir hulle en ons dink vir hulle ook aan in hierdie tyd wat hulle soveel terugslag beleef. Ons weet dat die Here ook met hulle is. Dan dink ons aan Joan Leroux, sy is ontslaan en sy is nou 'n permanente inwoner by Huis Redlinghuis. Ons bid dat sy gelukkig sal wees in haar nuwe omgewing en gou sal aansterk, en ons wil vanoggend ook graag vir haar die blomme gee. Ons dink ook aan Gerda Kreer. Sy ontvang hierdie week 'n knievervanging in Cape Gate Hospitaal. Ek dink Dinsdag. Ons bid dat die Here met haar ook sal wees en die dokter se hande sal sien dat hierdie ook 'n spoedige operasie sal wees. Ons wil ook dan net julle herinner aan die sangdiens wat haar volgende Sondag aand is, en die tema is die Here dra ons deur die lewe. Dit beloof om 'n baie mooi geleentheid te wees. So dit is altyd so lekker om saam te sing tot eer van die Here en 'n geleentheid te hê waar ons dalk bietjie meer saam sing. So kom, bring 'n botteltjie water saam, laat ons saam die Here loof en dit geniet om saam te sing ook. Daar's dan 'n hele paar ander afkondigings wat julle ook in die blaadjie sal vind. Voordat ons begin, kom ons sing saam uit Skrifberuiming 3-2. Daarvan gaan ons verse 1 en 3 doen.
Liefdes, voordat ons begin, om net rustig te word voor die Here en te besef dat ons hier is in sy naam, is daar 'n geleentheid vir stil gebed. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Geliefdes, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Ons gaan nou loof tot die Here se naam uit lied 184 uit, daarvan gaan ons verse 1, 2 en 3 sing. Lof sing die Here, sing tot sy ere. Lof sing die Koning, die Skepper, die Vader, die Here. Loof almal saam, groot is sy heilige naam. Loof hom die Heer van die Here. Kom ons loof tot eer van die Here, lied 184. Ons bely ons geloof saam met die gelowiges reg oor die wêreld en ons staan verenig in die Here se naam. En ons doen dit vanoggend uit die geloofsbelijdenis van Nicea uit. En ons doen dit met die volgende woorde: Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God. Gebore, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het na die hemel opgevaar, waar hy nou sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak.
Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons gaan nou ons wetlesingsgedeelte doen en dan gaan ons daarna saam sing uit Psalm 1 uit. Gelukkig hy wat die slegte raad vermy, wat op 'n goddelose pad omlei. En met die spotters sit hy ook nie saam nie. Geen plan word met ligsinniges beraam nie. Die Here sien hom in sy goedheid aan. Dit gaan met almal goed wat so bestaan. So vandag gaan oor om na raad te luister. Dit gaan oor om goeie raad in 'n mens se lewe te aanvaar en as dit van die Here afkom, dit toe te pas en uit te lewe ook na buite toe. So dit is hoekom ons Psalm 1 ook gaan sing nadat ons nou die wetgedeelte gedoen het. Ons wetlesing kom vanoggend uit Johannes 15 uit. Kan ons dalk net die skyfie opkry asseblief? Dankie. Daarvan gaan ons vanaf vers 23 lees. Jesus antwoord hom: As iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem. En my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie. En die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie en julle moenie bang wees nie. Wat so belangrik is, Jesus begin met as iemand hom liefhet, sal ons na sy woorde luister en sal ons dit uitlewe. Hierdie spreek van 'n verhouding. Dit spreek van 'n nabyheid met die Here. As ons die Here liefhet, as ons iemand in ons lewe liefhet, dan wil ons natuurlik die beste vir hulle hê en wil ons goeie goed vir hulle doen. So ook het Jesus gekom en die verhouding tussen ons en hom herstel sodat ons hom kan lief hê. Hy praat hierso van die Heilige Gees wat die voorspraak is en ons alles sal leer wat Jesus gesê het. So wanneer ons deur die lewe gaan en ons doen dit uit liefde vir Jesus uit, dan raak die wet nie meer 'n straf nie. Die 10 gebooie is nie iets wat moeilik is vir ons nie, dit is iets wat ons wil doen, want ons is lief vir die Here en ons wil vir hom lewe. Dis wat so mooi is van die evangelie, dit verander die hele idee van ons moet dit doen na ons wil dit vir die Here doen. Hoekom wil ons? Want ons is lief vir die Here en dankbaar vir dit wat hy gedoen het. Dan ook gehoorsaamheid aan God se wet word dan 'n manier waarop ons God beter leer ken, beter sy beeld uitstraal, beter vreugde in hom vind en in liefde vir hom groei. So weer eens, ons doen nie iets omdat ons dit moet doen nie, ons doen dit omdat ons dit wil doen vir die Here. En dan eindig dit, en dit is so belangrik om te weet dat as ons Jesus liefhet, sal ons na sy woorde luister en dit ter harte neem, en ons sal luister na die raad wat daar uit sy woord uitkom, want ons aanvaar dit as hy wat met ons praat, hy wat ons lei, hy wat hierdie verhouding met ons bou. Daarom is gehoorsaamheid nie iets wat ons moet doen nie, dis iets wat ons wil doen. Hoekom? Want Jesus het ons eerste lief gehad en ons het hom nou ook lief. Kom ons sing saam dan terwyl ons so sit, Psalm 1, verse 1, 2 en 3.
Kom ons bid saam. Ons dankie Here dat U so groot is. Ons dankie dat ons weet dat daar niemand soos U is nie. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. U is heilig, U is anders. In U is niks slegs nie. U teenwoordigheid is 'n verterende vuur. U brand ons skoon van al ons sondes en ongeregtigheid en stuur die Seun na hierdie wêreld toe dat ons weer 'n verhouding met U kan hê, dat hierdie pad na U toe wat ons beskadig het, wat deur ons sonde soveel afstand tussen ons en U veroorsaak het, dat Jesus kom en dit net wegvee. En ons dra na U toe in U arms in. Ons dankie dat ons die groot voorreg het om vanoggend hier bymekaar te kom, om U woord oop te maak, om te sien hoe U oor duisende jare met die mensdom werk en van die begin af het U 'n plan gehad. Van die begin af weet U hoe U verlossingsplan gaan lyk en dat dit die klimaks vind in Jesus Christus in sy verlossing aan die kruis en dat ons kan kyk na daardie gebeurtenis en soveel troos in ons lewens ook kan hê. Ons dankie dat ons kan luister na wat U te sê het. Dat ons nie hoef te wonder nie. Ons bid dat U Heilige Gees ons so sal bystaan dat ons harte van klip verander sal word in harte van vlees, harte wat oop is vir U, harte wat U woord ontvang en dit kan gaan uitlewe na buite toe. Ons wil vanoggend bid vir ons gelowige boeties en sissies, ons gelowige familie reg oor die wêreld wat onderhewige vervolging moet deurloop. In besonder na die gebeurtenisse van hierdie week wat in Lukulu plaasgevind het, bid ons dat U met daai gemeenskap sal wees en hulle sal help om te besef dat hulle krag van U afkom. Ons kan nie dink watter angs en watter pyn en hartseer hulle op die oomblik moet beleef nie, maar U weet. U het medelee met hulle, U staan hulle by, U besef hoe groot ons pyn moet wees. U genees ons ook daarvan en ons bid dat U deur die Heilige Gees vir hulle die krag sal gee om staande te bly, om U woord te verkondig en nog steeds daai vreugde te beleef van U teenwoordigheid. Ons bid vir gelowiges in ander lande ook. Ons weet van lande soos Mosambiek en Sudan waar die misdade nooit die nuus bereik nie. Ons vra dat U asseblief in krag sal optree. Ons weet dat U dit sal doen. Ons weet dat U in beheer is. Ons bid ook vir ons geliefdes wat deur swaar tye gaan hier in ons midde, wat se gemoedere laag is, wat siek is, wat beserings het. Ons bid dat U hulle sal bystaan en sal bemoedig en sal help. Dankie dat ons 'n gemeente kan wees waar ons omgee oor mekaar en ons bid dat ons sal groei in aanvoeling vir mekaar, dat ons sal groei dat in liefde vir mekaar, soos wat U ons liefhet. Ons bid dat U ons ook sal stuur in hierdie stad wat U liefhet, die stad waarvoor U lief is. En ons bid dat ons mense sal lei na U toe, instrumente sal wees om te verkondig en te vertel dat U in beheer is en dat U regeer. En dat U die antwoord is op hierdie groot leemte wat daar in soveel van ons harte is. Ons dankie vir vergifnis en verlossing en ons bid dat ons daarin sal lewe. Ons vra hierdie glad nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou saam sing voordat ons lees lied 159 daarvan verse 1, 2 en 3. God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader.
Ons lees vanoggend saam uit 1 Samuel 25 uit en kinders, ek wil hê julle moet ook mooi luister want ons lees hierso van Dawid wat amper 'n baie groot fout gemaak het. En hoe iemand hom gehelp het. Iemand wat die Here gestuur het. So ook het ons baie keer in ons lewens geleenthede waar ons nie mooi dink nie, tye wat ons baie kwaad raak en dan kom die Here en hy stuur mense oor ons pad of hy lei ons deur sy woord om rustig te word. So kom ons lees 1 Samuel 25 en kan ons kyk wat is dit wat Dawid per ongeluk of amper verkeerd gedoen het. Samuel is oorlede en die hele Israel het bymekaar gekom en oor hom gerou. Hulle het hom begrawe by sy huis in Rama. Dawid het klaargemaak en na die Paran woestyn toe getrek. Daar was 'n man in Maon wat sy boerdery in Karmel gehad het, 'n baie ryk man. Hy het 3000 skape en 1000 bokke gehad. Hy was besig om sy skape in Karmel te skeer. Die man van die naam was Nabal. En die naam van sy vrou Abigail. Die vrou het 'n goeie verstand gehad en sy was mooi. Maar die man was 'n regte korrelkop en onbeskof. Dis 'n snaakse woord in die Bybel. Hy was 'n Kalebiet. Toe Dawid in die woestyn verneem dat Nabal skape skeer, het hy 10 jong manne gestuur en vir hulle gesê: "Gaan na Karmel toe en as julle by Nabal kom, moet julle hom namens my vra hoe dit gaan. En sê vir hom: gesondheid en voorspoed vir u en u familie en alles wat u besit. Ek het verneem dat hulle besig is om by u te skeer. U skaapwagters was by ons en ons het hulle nie kwaad aangedoen nie. Hulle het niks vermis solank hulle in Karmel was nie. Vra maar u veewagters sodat hulle dit kan vertel. Wees dan tog my mense goedgesind. Ons het op die regte tyd gekom. Gee asseblief wat u kan afstaan aan u seun Dawid en sy manne." Die jong manne van Dawid het gekom en Dawid se hele boodskap aan Nabal oorgedra en gewag. Maar Nabal het die manne van Dawid geantwoord: "Wie is Dawid? Wie is die seun van Isaai? Daar is deesdae baie slawe wat wegloop van hulle eienaars af. Moet ek nou my brood en water vat en die vleis wat ek vir my skeerders geslag het en dit vir mense gee van wie ek nie weet waar hulle vandaan kom nie?" Die jong manne van Dawid het net daar in hulle spore omgedraai en teruggegaan. Hulle het alles wat Nabal gesê het vir Dawid gaan vertel. Dawid het toe aan sy manne gesê: "Gord aan julle swaarde," en elkeen het sy swaard aangegord. Dawid ook. Omtrent 400 man het saam met Dawid opgetrek, terwyl 200 by hulle goed gebly het. Een van die veewagters het vir Abigail, die vrou van Nabal, vertel: "Dawid het boodskappers uit die woestyn gestuur om vir meneer te groet, maar hy het teen hulle uitgevaar. Tog was die manne baie goed vir ons. Solank ons saam met hulle in die veld rondgetrek het, is ons nie kwaad aangedoen nie en het ons niks vermis nie. Hulle het ons dag en nag beskerm solank as ons die klein vee naby hulle opgepas het. Nou kan u gerus gou kyk wat u kan doen. Want daar is klaar besluit om vir meneer en sy hele huis te straf. En hy is so 'n verkeerde man dat 'n mens nie met hom daaroor kan praat nie." Abigail het 200 brode, 2 kruike wyn, 5 gaargemaakte skape, 5 emmer gebraaide koring, 100 trosse rosientjies en 200 koeke gedroogde vye gevat en op donkies gelaai. Sy het vir haar slawe gesê: "Gaan vooruit. Ek kom sommer nou agter julle aan." Aan haar man Nabal het sy niks hiervan vertel nie. Terwyl sy nog op die donkie ry en in 'n kloof teen die berg afgaan, kom Dawid en sy manne juis na haar kant toe aan, sodat sy hulle teekom. Dawid het juis gedink: "Ek het verniet alles wat aan daardie man behoort in die woestyn opgepas, sodat daar niks van sy goed vermis is nie. Hy vergeld my kwaad vir goed. Mag God my deur my vyande om die lewe bring as ek nie teen môreoggend nog enige manspersoon van Nabal laat oorbly." Toe Abigail vir Dawid sien,
het sy gou van die donkie afgespring en vir Dawid eerbiedig gegroet. Sy het diep voor hom gebuig en gesê, verskoon tog die onreg, meneer. Mag ek vertroulik met u praat? Luister tog na my woorde. Meneer moet hom tog nie steur aan daardie verkeerde mens aan Nabal nie, want hy is net soos sy naam. Sy naam beteken dwaas, en dwaas is hy. Maar ek het nie die manne van meneer vir wie meneer gestuur het gesien nie. Meneer, so seker as die Here leef en so seker as wat u self leef, dit is die Here wat gekeer het dat u bloed vergiet en die reg in u eie hande neem. Mag dit met u vyande gaan soos met Nabal, soos dit met Nabal sal gaan en met almal wat u ondergang soek. Neem tog nou hierdie blyk van goeie wense wat ek vir meneer gebring het, en laat dit gegee word aan die manne wat altyd vir meneer volg. Vergewe tog my oortreding, want die Here sal beslis vir u 'n bestendige huis besorg, omdat meneer die oorlog van die Here voer, en mag 'n ramp u nooit tref nie. En sou daar iemand opstaan om u te agtervolg en u te probeer doodmaak, mag die lewe van meneer dan by die Here u God veilig wees, saam met die lewendes. Maar mag die lewe van u vyande weggeslinger word, soos 'n klip uit 'n slingervel. Wanneer die Here al die goeie dinge wat hy oor u gesê het aan meneer volbring het, en hy u as regerder van Israel aangestel het, mag hierdie voorval dan nie vir u tot 'n kwelling en gewetenswroeging, mag hierdie voorval dan nie vir u tot kwelling en gewetenswroeging wees, omdat u onskuldige bloed vergiet het, deur die reg in u eie hande te neem nie. En wanneer die Here aan meneer goed gedoen het, mag u my dan in gedagte hou. Dawid het vir Abigail gesê, geloof sy die Here, die God van Israel, wat jou vandag gestuur het om my te ontmoet. Mag jy geseën word vanweë jou insig, en ook omdat jy vandag verhinder het om bloed te vergiet, en ook omdat jy my vandag verhinder het om bloed te vergiet en die reg in my eie hand te neem. Maar so seker as die Here, die God van Israel leef, hy wat my gekeer het om jou kwaad aan te doen, as jy my nie gou tegemoet gekom het nie, sou daar beslis geen enkele manspersoon van Nabal tot die môre lig oorgebly het nie. Daarna het Dawid die goed wat sy gebring het aanvaar en vir haar gesê, wees gerus en gaan maar huis toe. Kyk, ek het jou versoek gehoor en ek staan dit toe. Toe Abigail by Nabal kom, het hy in sy huis 'n feesmaal gehad, soos 'n koning. Nabal was opgeruimd en baie dronk. Voor die oggend, met ligdag, het sy hom hoegenaamd niks vertel nie. Die oggend het Nabal nugter geword en toe sy vrou hom al hierdie dinge vertel, het hy beroerte aanval gekry en is hy heeltemal verlam. Omtrent 10 dae later het die Here hom weer met 'n aanval getref en hy het gesterf. Toe Dawid gehoor het dat Nabal dood is, het hy gesê, geloof sy die Here wat my regsaak behartig het, oor die onreg wat Nabal my aangedoen het, en my van die kwaad weerhou het. Die Here het Nabal se kwaad op sy eie kop laat afkom. Daarna het Dawid gestuur en met Abigail laat praat om haar as vrou vir hom te neem. Die manne van Dawid het met Abigail, die Karmeliet, gekom en vir haar gesê, Dawid het ons na u toe gestuur om u as vrou vir hom te neem. Sy het opgestaan en gebuig en gesê, ag nee, ek wil net 'n slavin wees om die voete van meneer se manne te was. Abigail het toe klaargemaak en op 'n donkie gery terwyl sy haar 5 slavinne te voet gevolg het. Sy het die boodskappers van Dawid gevolg en sy vrou geword. Dawid was reeds met Ahinoam uit Jesrael getroud. Hy het nou 2 vrouens gehad. Saul het sy dogter Mikal, die vrou van Dawid, aan Palti, die seun van Laius, uit Gallim gegee. Ons lees verse 32 en 33 saam. Dawid het vir Abigail gesê, geloof sy die Here, die God van Israel, wat jou vandag gestuur het om my te ontmoet. Mag jy geseën word vanweë jou insig, en ook omdat jy my vandag verhinder het om bloed te vergiet en die reg in my eie hand te neem. Met die gedeelte beter te verstaan is dit nodig dat ons net bietjie kyk na die agtergrond van 1 Samuel.
Want Dawid is hierso reeds gesalf tot 'n koning van Israel, maar hy's nog nie amptelik as koning ingestel nie. Daar is 'n hele aantal struikelblokke wat oor Dawid se pad gekom het. Nou Israel se geskiedenis tot op hede is dat God hulle uit Egipte uitgelei het, hulle vir 40 jaar lank deur die woestyn laat trek het, en toe die tyd reg was, het hy hulle die beloofde land laat binnegaan. En toe hulle in die beloofde land kom, was daar heelwat teenstand van die mense wat reeds daar was, die Kanaaniete, die Filistyne, daar was soveel vyande vir die Israeliete. Maar die Here het uitdruklik gesê, die Israeliete hoef nie bang te wees nie, hy sal namens hulle oorlog voer, hy sal namens hulle die reg laat geskied. Maar hierdie volk was baie ongehoorsaam aan die Here. Hulle het meer en meer met die plaaslike mense begin vermeng, meer en meer die plaaslike mense se afgode begin aanbid. En dit het 'n baie hartseer tyd in Israel se geskiedenis gebring, waar elke mens net gedoen het wat reg was in sy eie oë. Die tyd van die rigters, gereeld lees 'n mens daar, en Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here en reg was in hulle eie oë. Maar die Here is so wonderlik, hy los nie hierdie groep ongehoorsame mense nie. Wanneer daar moeilikheid is, stuur hy die rigters of hy stuur leiers om hulle weer terug te lei na die Here toe, om hulle te help, hulle te bemoedig, hulle vyande te oorwin namens hulle. En dan kom maar 'n baie mooi geleentheid waar die Here deur Samuel 'n groot lig laat deurbreek in die Israeliete se lewe. Samuel tree as profeet op en die woord van God word gehoor en die mense word aangemoedig tot nuwe gehoorsaamheid aan die Here. Maar toe Samuel oud word en sy seun die leiersels oorneem, was die volk baie ongelukkig daaroor, want hulle het gesê sy seuns is nie dieselfde as hy nie. En hulle het toe daarop begin aandring dat hulle 'n koning wil hê. Hierdie het Samuel baie hartseer gemaak, nie omdat hy graag wou gehad het sy seuns moet in beheer wees nie, ek seker hy het hulle foute ook raak gesien. Maar omdat die volk eintlik die Here as hulle koning moes beskou het. In 1 Samuel 8 sê die Here dat Samuel wel moet toegee aan hulle versoek. Hulle vra vir 'n koning, Samuel moet toegee aan hierdie versoek dat hulle 'n koning kan kry. Was dit verkeerd van die volk om vir 'n koning te vra? Was dit verkeerd om iemand te wil hê wat hulle leier kan wees? Ons lees dan later in die Bybel dat koningskap eintlik 'n groot deel is van die Here se verlossingsplan. Nou vra ons, het die Here dan aangepas by die idees van mense? Die antwoord daarop is dat hy glad nie dit gedoen het nie. Die Here wou hê dat hulle 'n koning moet kry, maar hy wou nie hê dat dit moet geskied rondom hierdie vereistes wat hulle gehad het vir 'n koning nie. Die grootste rede hoekom die Israeliete 'n koning wou hê, is eintlik 'n baie slegte rede. Hulle sê, hulle wil wees soos die volke rondom hulle. Hulle wil nie na die Here luister en luister na sy riglyne vir 'n koning nie, hulle wil wees soos die volke rondom hulle. Hulle soek iemand wat oor hulle sal baas speel, iemand wat hulle sal onderdruk, iemand wat net sal vat wat hy wil hê van hulle af. En dan soek hulle in besonder iemand wat namens hulle kan oorlog voer. En hulle soek hom nou. Hulle is nie bereid om te wag op die Here se beloftes nie. Hulle is nie bereid om na die Here vir die Here te vra vir leiding en die regte persoon op die regte tyd te stuur nie. Hulle soek nou 'n koning. En dis hoe Saul in die prentjie inkom. Hy's groot, hy's sterk, hy's langer as almal anders en hy's baie aantreklik. Maar Saul is ook onstabiel. Hy's alles wat die Israeliete soek in 'n koning, maar wanneer hy moet luister na die Here en luister na die raadgewers wat die Here vir hom stuur en hy moet luister na Samuel se woorde, dan doen hy nie. En is hy so ongehoorsaam. En dit lei tot sy ondergang.
Want die koning is die een wat die volk moet bemoedig in die Here se krag. Hy is die een wat moet met wysheid optree en vir ander vertel van die Here en in nederigheid moet weet dat die Here die een is wat in beheer is en dat hy net in die Here, hy deur die Here aangestel is om oor hierdie mense te heers, maar op 'n manier wat vir die Here goed is. Maar Saul tree nie wys op nie. Daar is soveel geleenthede wat 'n mens lees in 1 Samuel wat hy uit 'n kans om die regte ding te doen en hy doen dit net nie, want hy is of onderdruk of hy luister na wat mense te sê het of enigiets in daardie lyn. Hy wil nie luister na die Here en die Here se raadgewers nie. Daarom sê die Here dat hy vir hom 'n nuwe koning gaan laat salf en hy gee aan Samuel die opdrag om dit te doen. En die Here stuur vir Samuel na Isaai toe om een van sy seuns te gaan salf. En dan gebeur dit so dat Samuel al Isaai se seuns sien en hulle een vir een voor hom verbykom en elke keer dink hy, hierdie een is mooi en groot en sterk, dit moet die ene wees. Maar die Here se woorde aan Samuel is, moenie beïnvloed word deur die voorkoms of buitengewone lengte nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die innerlike. En so lei die Here vir Samuel om Dawid te salf as koning van Israel. Iemand na aan die Here se hart. Iemand wat nie dalk soseer groot en sterk en magtig voorkom nie, maar iemand wat 'n verhouding met die Here het. En Dawid word nie dadelik as koning erken nie. Dit is nou 'n politieke situasie hierso. Saul is nog steeds koning en daar's iemand anders nou gesalf wat nie een van sy kinders is nie. En dit veroorsaak baie spanning en konflik. Maar ons sien dat Dawid bereid is om te wag vir die Here se tyd om sy koningskap in te stel. En dan vind die gebeurtenisse van Goliat plaas waar Dawid vir Goliat oorwin deur die Here se krag en die Here seën Dawid dat hy veldtogte teen die Filistyne wen. En Saul begin besef iets is hier aan die gebeur en hy raak so jaloers en Dawid moet vlug weg van Saul af. Wat dan volgens 'n reeks gebeurtenisse waar Saul vir Dawid probeer in die hande kry en Dawid heeltyd wegvlug. En dit is die situasie waarin Dawid hom nou hier bevind. Hy is as koning gesalf, hy is iemand na in die Here se hart, maar Saul is die heeltyd daarop uit om hom te vang, eintlik om hom dood te maak. Saul wil nie hê dat daar 'n ander koning moet wees nie. Saul was nie bereid om te aanvaar dat die Here iemand anders gekies het vir sy werk nie. Terwyl Dawid hier in die woestyn is, terwyl hy in die wildernis is en so stelselmatig 'n groep mans rondom hom begin kry wat saam met hom veg, is die groot vraag wat oor Dawid se kop hang. Gaan Dawid so Saul optree? Gaan hy sy koningskap met mag en geweld vat? Of gaan hy luister na dit wat die Here vir hom sê? En dan is hierdie gebeurtenis met Nabal 'n toetsloopie. Gaan Dawid wraak neem teen sy vyande deur sy eie krag en koning word deur gewelddadige optrede? Of vertrou hy dat die Here dit sal op die regte manier laat gebeur? Saul se ondergang was omdat hy God se autoriteit oor sy lewe geminag het. Sal Dawid wag op die Here? Sluit eintlik aan by die gedeelte wat ons in Handelinge gedoen het, waar die apostels ook moes wag op die Here. Maar die vraag hierso is, hoe gaan Dawid wag? Gaan hy wag vir raad? Of gaan hy dit saak in sy eie hande neem? Nou Dawid en sy volgelinge het hierso in die woestyn of in die wildernis oorleef deur mense se skape op te pas. En dan vir daardie persone te vra vir kos of vir die eienaars van die skape te vra vir betaling op daardie manier. In hierdie geval het hulle Nabal se vee en werkers beskerm en soos ons reeds in die gedeelte gelees het, beteken Nabal dwaas. En is eintlik 'n
ek dink nie enigiemand sal hulle kind Nabal noem uit vrye wil uit nie. Maar ek dink dit is 'n bynaam wat hy gekry het deur almal in die omgewing. Niemand het van hom gehou nie. En Dawid het sy skape opgepas en ons sien is baie skape en hulle het die werkers beskerm van allerlei gevare wat daar mag gewees het. En dit mag dalk lyk asof Dawid en sy mans 'n bende taktiekie toegepas het. Ons sal dit oppas as jy vir ons kos gee, of 'n tipe afpersing, maar as ons kyk na die konteks van destyds, was dit so dat wanneer jy by iemand aangekom het, was gasvryheid was soos 'n ding wat nie onderhandelbaar was nie. As jy by iemand aangekom het hulle dadelik aan jou gasvryheid betoon. Dit was 'n saak van eer om gaste of mense wat by jou langskom te onthaal, om vir hulle kos te gee. Mense was so afhanklik van mekaar en daar's plekke in die wêreld waar dit die armste lande sal wees, maar as jy daar kom, hulle maak altyd seker dat jy meer as genoeg het om van te eet en meer as genoeg het om van te oorleef. Maar Nabal wil nie luister hierna nie. Hy wil nie optree op hierdie manier nie. Hy wil ook nie luister na die raad van diegene rondom hom nie. Hy het duidelik 'n baie wyse vrou gehad, maar hy wou ook nie na haar luister nie. En Dawid stuur 'n paar manne met hierdie versoek na Nabal, maar Nabal reageer heeltemal teen dit. Dit kan wees dat Dawid 'n geleentheid gesoek het om 'n verskoning te hê om Nabal aan te val. Dit is duidelik dat hy 'n baie magtige man in die omgewing was, maar dat niemand van hom gehou het nie. En daarom het Dawid heel moontlik 'n doelbewuste rede gesoek om hom aan te val en so half ondersteuning te wen in die omgewing, omdat hy hierdie onaangename persoon verwyder het. En is ongelukkig so dat as ons sien wat Dawid se reaksie is, dat hy dadelik sy swaard vat en hy wil dadelik hom gaan aanval. En hy sê dis die tyd om Nabal aan te val en hom en sy mans by hom uit te wis. Hierso sien ons die slegte kant van Dawid. Gesalfde van die Here, veronderstel om wys te wees, maar tog wil hy hierdie saak in sy eie hande vat en wil hy iemand gaan doodmaak. Dawid is nie perfek nie. Die Here vind in hom iemand na sy hart, maar tog is hy ook net 'n sondige mens. Want ons kyk na Dawid se lewe, toe hy jonger was hy bereid om deur God se krag meer vreesaanjaende vyande te verslaan met minder, Goliat met 'n klippie en oorlog te voer op soveel maniere wat hy op die Here vertrou het. Maar hier reageer hy gewelddadig en aggressief wanneer iemand van hom verskil. En dis nie 'n goeie teken vir sy toekoms nie. Want as hy koning word en die hele tyd so reageer wanneer iemand van hom verskil, gaan hy erger wees as Saul. Hy moes sekerlik deur sy manne aangehits gewees het. Ek kan dink hulle was honger, hulle was moeg, hulle was oor hierdie ding. Hulle wou nie, hulle het moeite gedoen om Nabal se skape op te pas en dan antwoord hy hulle met hierdie antwoord. En hulle moes mekaar aangehits het om te sê, maar kos gaan val hulle net aan. Daar's soveel kos, daar's soveel alles, soveel om van te lewe daar. In hierdie geval volg hy die raad van sy mans, volg hy die raad van groepsdruk. Hoe gereeld beleef ons dit nie, groot en klein groepsdruk, om iets te gaan doen wat buite ons karakter is. Maar die Here is nog steeds in beheer van hierdie situasie. Want so dwaas as wat Nabal is, so wys is sy vrou Abigail. Sy hoor van dit wat haar man gedoen het en besef hier kom moeilikheid. En sy berei kos voor en sy tree in geheim op om net vir Dawid te gaan vra of hy net kan heroorweeg. Maar wat haar wysheid so besonders maak is, sy vat nie die kos en gee vir Dawid en sê,
Hier kos kan jy asseblief net oorweeg om ons nie weer aan te val nie. Sy vat dit verder. Sy draai Dawid se aandag weer terug na die Here toe. Hierdie man hy's opgewerk, hy's lus vir moeilikheid, hy's aggressief, hy's kwaad, hulle is honger, hulle wil graag aanval. En dan kom hier 'n vrou wat in hierdie gevaarlike situasie inloop en hulle aandag terugdraai na die Here toe. Dis 'n belangrike boodskap wat sy aan Dawid bring. Sy besef hy is die Here se gesalfde. Sy besef hier kom moeilikheid as hy sy planne deurvoer, want dan gaan hierdie bloedskuld op sy hande wees en dit gaan op sy koningskap lê en mense gaan altyd kan terugkyk na hierdie geleentheid toe en wonder, maar gaan Dawid dit aan ons ook doen? As hy herinner hom dat die gesalfde van die Here se koning, moet anders optree. Kan nie toegee aan die slegte raad wat daar in sy hart is nie. Kan nie toegee aan sy sondige drifte nie. Kan nie toegee aan die mans wat hom aangehits het om vir Nabal te gaan aanval nie. Hy moet aanhou lewe deur geloof en nie onder die valse indruk kom dat hy alles met geweld en met krag kan regmaak nie. Geliefdes, so gereeld in ons lewens is daar ook geleenthede waar dit voel asof ons dinge net in ons eie hande moet neem. Ons voel dat ons 'n situasie met geweld of aggressie moet regmaak of ons moet net iets in die regte rigting inforceer. Totdat dit uitwerk. Iemand het my seer gemaak, hy of sy moet dit terugbeleef. Hierdie situasie werk nie vir my nie. Kom ek doen iets baie sondig om dit op te los. Ons gee in tot ons woede. En dan soek ons mense wat met ons saamstem en ons so kan aanhits om hierdie verkeerde dinge te doen. Ons weier om te luister na die raad wat daar uit die woord uitkom en ons weier om te luister na die mense wat die Here oor ons pad stuur. Ons loop met haat en kwaadheid en aggressie in ons harte rond en vestig ons gedagtes so erg op iemand wat ons seer gemaak het, dat ons vergeet wie ons is. Nog meer wie ons in die Here is. As Dawid hierso ingegee het tot sy woededrange, sou dit 'n kettingreaksie veroorsaak het. Want dan sou hy al hoe meer en meer geglo het dat hy die reg in sy eie hande moet neem en nie moet luister na dit wat die Here te sê het nie. Want stuur die Here hierdie vrou om sy fokus weer op die regte plek te sit. En die mooie ding is dat hy na haar luister. Saul wou nie luister na die raad wat Samuel vir hom gegee het nie. Saul het die Here gedien, maar Saul het die Here gedien om net mooi te lyk in die mense se oë. Hy het alles net vir homself gedoen. Dawid besef deur die Here se leiding dat hy nie op die regte pad is nie. Hy erken dat die Here hierdie vrou oor sy pad gestuur het. En hy kan insig hê om te besef hier was amper 'n groot probleem. Want dit waarmee hulle besig was nie wat die Here wou hê nie. Hy word herinner dat geduld en selfbeheersing die weg is van God se plan. Hoe mooi is dit nie hoe die Here ook werk in hierdie maniere nie. Hoe gereeld in ons lewens gebeur dit ook nie dat hy iemand oor ons pad stuur om ons reg te help nie. Soms wil ons nie luister nie, soms is ons te kwaad in daardie situasie. Maar tog help hy ons en ons moet luister. In soveel aspekte is dit so belangrik om te besef dat God die een is wat hierin beheer is. Ons val by sy planne en nie hy by ons planne nie. Hierdie gedeelte wys ook op 'n besonderse manier na Jesus. 'n Maklike verduideliking sou wees dat ons almal maar net 'n klomp Nabals is, dat ons maar net dwaas is in die lewe. Ons verdien om gestraf te word deur God wat 'n regverdige koning is soos wat Dawid is. En dat Jesus soos Abigail is en intree tussen ons en die Here, maar
dit is 'n maklike verduideliking, maar ons kan eintlik dieper delf. Daar is ons baie meer hierso te vind. Die groot vraag in 1 Samuel is, watter tipe koning sal oor God se volk regeer? Saul is 'n mislukking. Dawid wys tekens van mislukking. Hy het later begaan uit die sonde met Batseba. Ons sien hy's 'n mens, hy maak soveel foute. Hy word kwaad, hy wil wraak neem, hy wil sy mag misbruik om vir iemand 'n les te leer. En God tree in en beskerm Dawid van homself. En dan selfs Dawid, wat na in God se hart is en menslik gesproke 'n goeie koning was, so sondig is. Waar vind Israel 'n ware regverdige koning? Waar sal Israel 'n koning vind wat die Here waar sal die Here 'n koning kom ons probeer weer. Waar sal Israel 'n koning kry wat God op die perfekte manier dien? Iemand wat nie kwaad met kwaad vergeld nie. Iemand wat nie toegee tot woede nie. Iemand wat nie ingee tot mense se sondige idees van wat 'n koning moet doen nie. Enigste plek waar God dit sal kry as hy iemand self stuur. As God self kom. En die antwoord hierop is Jesus. Daar's 'n kontras tussen Jesus en Dawid. Dawid wat self so na in die Here se hart was. Dawid word deur Nabal uitgetart en begaan amper 'n groot fout deur hom wraak te wil neem. Jesus word op die verskriklikste maniere uitgetart deur die mense wat hy geskep het, maar neem nie self wraak nie. Hy gee homself sodat ons kan ophou dwaas wees. Hy gee homself sodat ons in God se teenwoordigheid kan leef. Dawid het Abigail se teregwysing nodig. Jesus het nie nodig om deur enigiemand tereggewys te word nie, of reggestel te word nie. Dawid word van skuld beskerm deur God se voorsienigheid. Daar word iemand oor Dawid se pad gestuur wat hom teruglei na die Here toe. Jesus word oor ons pad gestuur om ons terug te lei na die Here toe. Tog is hy ook sonder skuld en heeltemal reg in die oë van die Here. Die Ou Testament skep 'n groot verlange na 'n perfekte koning. Want dit wys baie duidelik aan ons dat selfs die beste konings oomblikke van swakheid het. Selfs Dawid het hierdie groot oomblik van swakheid beleef. En deur die swakheid van menslike konings en priesters en profete en rigters skep die Bybel net al hoe meer en meer hierdie behoefte aan 'n perfekte koning wat moet kom. En dit bou op totdat Jesus kom. Wat Dawid wel so mooi gedoen het, is om te besef dat hy God se leiding in sy lewe nodig het. So gereeld gebeur dit met ons ook. Ons is deur Jesus, ons koning, verlos. Hy regeer oor ons. Tog is ons in die reeds en die nog nie. Christus het reeds ons sondes verlos, maar dis nog nie op 'n punt wat dit heeltemal weggevee is nie. Ons is vergewe daarvan, maar tog lewe ons so dat ons gereeld sondig, gereeld foute begaan. En ons stap hierdie pad saam met die Heilige Gees waar hy vir ons wys op ons sonde en die regte raad in ons harte plant deur sy woord sodat ons kan verander. Sodat ons kan besef hierdie pad wat ons in die lewe aanpak is nie die ene wat ons moet nie. Hierdie ene is bevlek met woede en aggressie en sondigheid. Maar die Here stuur sy Heilige Gees om vir ons te keer. Dat ons 'n ander pad volg, die beter pad, die een van ons Here Jesus. Ons moet besef dat wanneer ons lewe onder ons koning Jesus se heerskappy, ons regtig deur die Heilige Gees sy teregwysing ook moet aanvaar. Moenie iets wees waaroor ons kwaad raak nie, dit moet iets wees waarvoor ons sê, dankie Here dat U hierdie oor ons pad gestuur het. Dankie dat U aan ons geopenbaar het hoe verlore ons is in ons lewe en dat ons
as ons hierdie weg gevolg het, dit net erger en erger sou word. Dis wat disippelskap is. Ons fokus gereeld op disippelskap. Om 'n volgeling van Jesus te wees beteken dat jy sy pad stap, dat jy na hom luister, dat jy sy raad aanvaar in jou lewe. Dat jy by hom wil leer. En dat jy selfs in jou grootste woede by jou, selfs in die tye wat jy nie reguit kan dink nie, nog steeds positief kan reageer op God se raad en verby daardie woede by kan beweeg. Die Here leer ons dat geduld en selfbeheersing 'n beter manier is om op te tree. En dat ons in alles kan kyk na die voorbeeld van ons ewige koning Jesus. Ons is besig om te groei tot wie ons moet wees in ons Here. En wanneer ons in ons Here is, beteken dit dat God 'n pad van groei saam met ons stap, soos wat hy saam met Dawid ook gestap het. Wanneer ons dus hierdie sondige neigings in ons lewens beleef, waar ons net alles wil regskop, of skree, of slaan, of stamp, of forceer, of wil forceer, moet ons besef dat dit nie getuig van Jesus se koningskap in ons lewens nie. Hy het meer bereik op aarde as wat enigiemand ooit sal kan, en hy het dit gedoen deur liefde en absolute afhanklikheid van sy Vader. En ons moet ook besef dat die Here ons aan mekaar gee, sodat ons mekaar se gesigte kan draai na die Here toe. Dat ons mekaar kan bystaan op hierdie uitdagende lewensreis, op hierdie geloofspad. Soms sal daar oomblikke wees dat ons in die sonde val, maar ons moet weet dat ons deur die Heilige Gees bereid moet wees, om te aanvaar dat die Here ook mense oor ons pad stuur om ons reg te help. Geliefdes, Jesus is die ewige koning in ons lewe. Jesus is die ware afstammeling uit die geslag van Dawid, wat tot in ewigheid regeer. Mag hierdie gedeeltes ons net ons gesigte en ons aandag heeltemal na die Here Jesus toe draai. Ons sal besef ons regeer nie oor ons eie lewe nie. Dit is ook goed dat ons nie oor ons eie lewe regeer nie. Maar dat Jesus oor ons regeer deur sy woord en deur sy gees, sodat ons hierdie lewe op die manier kan aanpak wat die Here dit wil hê, wat tot opbou is van ons en diegene rondom ons. Hy moedig ons vandag aan om selfs in die tye van ons, waarop ons op ons kwaadste is, of op ons hartseerste, of op ons op ons mees teleurgestelde oomblikke en ons moedelooste tye, dat ons na hom moet luister, en dat ons sal weet dat ons nie sal spyt wees wanneer ons dit doen nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons ewige God, U is die een wat aan ons raad gee. U is die een wat ons lewens verander, waar ons op hierdie pad stap wat net verder van U af wegloop, 'n pad van woede en aggressie en kwaadheid en 'n plek waar ons alles net wil forceer in ons rigting. U draai ons van dit af weg. U sit ons op die weg van ons Here Jesus. U maak ons disippels van U. Ons loop agter U aan. Ons is U volgelinge. Ons bid dat ons sal weet wat dit beteken om U volgelinge te wees. Ons sal besef dat U oor ons regeer deur U woord, dat U met ons praat en dat ons groei in hierdie verhouding met U. Ons bid dat U ook ons die regte mense oor ons pad sal stuur in ons lewens. Medegelowiges wat deur soortgelyke gebeurtenisse al was en deur U krag daardeur is en ons kan help op die regte pad.
selfs op tye wat ons voel daar is geen uitkoms vir ons nie. Help ons om ons harte en ons gedagtes te rig op U, Here Jesus, te weet dat U regeer oor ons lewens. Help ons om dit te sien as 'n groot seën en 'n voorreg en nie as 'n straf nie. Ons bid waar ons in hierdie week uitgaan, dat ons dit sal doen op 'n manier wat getuig van U nabyheid. Ons dankie vir U grootheid, ons dankie vir alles wat U vir ons doen en ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Die offergawes, soos wat ons reeds gesê het, is vir die diakonale kas en die kinderhuise en dit is by die deure. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 33 uit, vers 6, sê die Heer se raad word nooit gekeer nie, dit sal bestaan tot in ewigheid. Teen sy besluit is daar geen verweer nie, niemand kan iets sê oor dit wat die Here besluit nie, want dit is net die regte besluite altyd. Bestendig duur dit vir altyd. Salig wie tevore deur hom is verkore as sy erf en lot. Wie so hoog geëer is dat die Here hul Heer is en die God hul God. Ons luister na die Here se raad en ons sing saam oor dit wat hy ook in ons lewens doen. Psalm 33 vers 5 en 6. Liefdes, ontvang die seën van die Here, God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê in sy ewige heerlikheid, sal julle nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen.